Goeiemôre julle, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my lekker dat jy inskakel, dis lekker dat jy ook by ons is vanoggend. Ek hoop jy is op 'n lekker rustige plek waar jy mooi kan fokus, kan stil word en ook kan aandag gee aan dit wat die Here vir jou wil sê. Ons gaan begin deur die 3 kersse aan te steek. Om iets te sê daar, dat die Here hier by ons is, dat die Here 'n God is wat nie net aan 'n kerkgebou gekoppel is nie, maar 'n God is wat ook in ons huise by ons is. In Psalm 130, Lina Spies het 'n beruiming van Psalm 130 gedoen, wat so gaan. Uit donker dieptes roep ek U Here roep ek aan. Hier waar aan leed gekluister ek vrees om te vergaan, sal U o God tog luister. U oorgedraai na my. U wat uit nood en wanhoop U gunsgenote lei. Die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Die Vader het my gestuur. Nou stuur ek julle ook. Ek gee julle die Heilige Gees. Amen. Soos julle weet, is Psalm 23 ons teks vir hierdie grendeltyd, so ek lees dit vir ons. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, U ken ons. U weet wat in ons gedagtes aangaan, U weet wat in ons harte aangaan, U weet wat in ons wêreld aangaan. En Here, daarom wil ek U vandag kom loof vir hierdie woorde van Psalm 23. U is my herder, ons kom niks kort. Dat U die een is wat vir ons rus gee, dat U die een is wat ons by waters bring, waar daar vrede is. Ek loof U, Here, vir wie U is,
maar ek loof vir U ook vir wie U ons maak. Amen. Ek wil graag vir julle voortgaan in die apostoliese geloofsbelijdenis. In tye soos hierdie grendeltyd, in tye van onsekerheid, is dit belangrik dat ek en jy weet, wat is dit wat ek glo? Wat is die basiese goed wat ons glo? In die apostoliese geloofsbelijdenis help ons hiermee. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Baie van ons, dink ek, wat in hierdie dae 'n hemelvaart graag sou wou hê. Ons het donderdag ons hemelvaart gevier, en baie keer, veral miskien in tye soos hierdie COVID-19, raak die wêreld net te veel vir ons. Ons word oorweldig deur al hierdie statistieke rondom siek mense, rondom sterwensgevalle, rondom al hierdie dinge. En dan iewers raak dit net vir ons te veel. Iewers raak die onsekerheid rondom wanneer gaan kerke weer kan oopmaak, wanneer gaan ons weer in die publiek kan leef, wanneer gaan ons weer nie hoef maskers te dra nie. Al hierdie goeders raak net vir ons te veel, en wil ons eintlik so of net kan ontsnap hiervan. Maar ons is in hierdie wêreld. Ons is op hierdie aarde. So ons het nodig om die teks, die skrif en die nuus bymekaar te bring. Ons het nodig om as gelowiges te sê, hoe bring ons dit wat God ons beloof, wat God vir ons sê, en dit wat ons hoor in hierdie wêreld, hoe bring ons dit bymekaar? Dis die eerste Sondag na Hemelvaart. En op 'n manier vra die Hemelvaart eintlik vir ons, kan ons koninkryk gerig, met ons gedagtes gefokus op die hemel leef, terwyl ons nog steeds goed doen en werk hier op aarde? Kan ons 'n ewigheidsperspektief hê, terwyl ons nog steeds probeer om hierdie wêreld so mooi en skoon en goed as moontlik te maak? En ek wil graag vanoggend vir ons lees uit Handelinge 1. Ek gaan begin, ek gaan vir ons net vers 6 en vers 7 lees. Toe hulle 'n keer
weer bymekaar was, het Jesus vir hulle gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Net daai 2 verse. 'n Vraag in hierdie teks oor die hoogte, die diepte, die koms van ewigheid. Jesus 'n vraag oor wanneer, of die vraag aan Jesus, wanneer kom sy koninkryk? En sy antwoord is nie 'n konkrete antwoord nie. Sy antwoord sê eintlik, ons weet nie. In sy antwoord kom geskiedenis en etiek en geloof en spiritualiteit bymekaar en sê, leef nou amper op 'n manier sonder 'n bekommernis oor wat die toekoms gaan bring. Ek dink ons kan eintlik dieselfde toepas op hierdie coronavirus ding, op hierdie COVID-19 ding. Wanneer gaan ons vry wees hiervan? Wanneer gaan ons weer ons kerkdeure kan oopmaak? Wanneer gaan ons weer terugkeer na normaal? Wanneer gaan ons maskers kan weggooi? Jesus se woorde help ons miskien om te sê, ons kan nou goed leef. Ons kan nou in geloof leef, terwyl ons nog steeds beplan vir die toekoms, sonder om te weet, wanneer gaan dinge weer terugkeer na normaal, sonder om te weet, wanneer gaan dinge weer oukei wees. Hierdie teks gaan verder in vers 8, dan sê Jesus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so na julle toe terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Eers net tot daar, is die einde van vers 11. Jesus vaar op na die hemel. Jesus is nie meer hier op aarde nie, maar dit is nie vir ons nou 'n rede om hierdie planeet en ons etiese opdrag in hierdie wêreld nou te laat gaan nie. Die morele kring van die geskiedenis laat nie toe dat ons nou 'n vakansie kan vat nie, selfs nie, veral nie in pandemietyd. Ons as gelowiges het werk om te doen in hierdie wêreld. Die hemelvaart en ons huidige omstandighede gee vir ons 'n geleentheid om as medewerkers van Christus in hierdie wêreld iets wonderliks te bring, kreatief te dink om transformasie in hierdie wêreld te bring, om skoonheid en genesing na God se aarde toe te bring. God is in ons, God is met ons en hy nooi ons uit in 'n nuwe avontuur van getroue disippelskap in hierdie wêreld. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat beteken dit vir ons hier op aarde? Wat beteken dit vir ons wat nog sukkel, wat struikel, wat baie keer nie regkom nie? Wat sê dit vir kerke en vir besighede en vir gesinne wat wonder hoe en waarheen nou? As ons die hemelvaart onthou, as ons onthou van God se hemelvaart, dan word ons herinner maar daar is nog werk om te doen. Nie werk wat ons op ons eie gaan doen nie. Nie werk wat ons heeltemal alleen hoef te doen nie. Werk wat ons doen want die krag van die Heilige Gees
is in ons. Ons hoef nie te wag vir die hemel om iets van God se teenwoordigheid, iets van God se evangelie in hierdie aarde, op hierdie aarde te ervaar nie. Ons kan dit nou reeds bewerk en ervaar. Die hemel is waar, is 'n regte plek, maar is nie net daar eendag nie, dit is ook hier nou. Dis ook hier nou. En ons sal krag ontvang in die Heilige Gees en daarom kan ons werk nou, dink aan die hemel, maar ook werk hier op aarde. Daai twee twee mans in wit klere vra eintlik daai vraag. Hoekom kyk julle na die hemel? Julle het nog werk om te doen. Hoekom staar julle na die eendag as daar nog iets is wat julle nou moet gaan doen? Julle werk is hier. Julle werk is hier. Ons het 'n roeping om nou ook die evangelie te gaan uitleef. Ons het 'n roeping om Christus se bediening van gasvryheid en genesing en genade en van vergifnis in ons tyd te gaan leef. En God gee vir ons die krag om ons wêreld te verander. Maar baie keer voel ons so klein. Baie keer voel ons, ek kan nie dit doen nie, dis 'n onmoontlikheid vir my. En ek is seker Jesus se disippels het ook iets van dit beleef. Ons wil hê dat ons probleme opgelos moet word in hierdie buiteaardse wêreld, want ons kan nie. Maar ons is nie hulpeloos nie. Hoor wat gaan doen die disippels verder, daar in vers 12. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. Hierdie gedeelte in Handelinge praat oor ons eie bekommernisse, oor die Here en oor die toekoms. Dit praat oor die krag wat ons kan ontgaan, wat ons ontvang het in die Heilige Gees. Maar dit kom ook en sê vir ons dat deur gebed maak ons onsself reg vir kreatiewe oomblikke om die wêreld te kom verander. Nie net as individue nie, maar ook as gemeenskappe. Gebed is nie 'n manier om te ontsnap uit hierdie wêreld nie. Dis ook nie 'n passiewe aanvaarding van God se wil vir ons lewens nie. Gebed is 'n aktiewe proses waardeur ons onsself kom herbelyn met God se wil. Waardeur ons kom aandagtig sit en luister na God se wil vir ons en ons wêreld, en dan begin ons werk. Gebed is essensieel vir werk. Gebed is noodsaaklik as ons hierdie wêreld wil verander. As ons geïnspireer wil word om kreatiewe risiko's te neem, om ook nou in pandemietyd te besef maar ons kan ons roeping in ons eie tyd en plek vervul. Ons is nie alleen nie. En gebed is die manier, of is die tool wat ons dit kom herinner, waardeur ons God se stem hoor. Mag jy in hierdie tyd regtig
stil word by die Here. Mag jy regtig gaan hoor wat sy wil is, sy roeping is vir jou en vir jou lewe. En mag jy dan op kreatiewe maniere jou wêreld gaan beter maak. Mag jy ophou bang wees. Mag jy ophou lus wees om weg te vlug uit hierdie wêreld uit. En mag jy hierdie krag wat die Heilige Gees vir jou gee, regtig begin werk. Amen. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie dat U ons kom krag gee om in hierdie koninkryk van U, op hierdie aarde wat U gemaak het, te werk. Dankie dat ons nie hoef bekommerd te wees oor die eendag nie, dat ons nie ons tyd hoef onsself besig te hou met bespiegelinge oor wat die eindtye is, of wanneer U weer gaan kom, of wanneer corona gaan ophou nie. Maar dat ons net aan U kan vashou. Kan by U kom stil word, en dan in hierdie wêreld kan gaan werk. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie dat ons daarom op 'n manier nog steeds kan saamkuier. In die comments hieronder, kom ons gesels saam. En mag die genade van God die Vader en die liefde van die Here Jesus Christus by jou wees en bly. Amen. Baie dankie. Wees goed vir jouself, wees goed vir ander. Totsiens.